Hartlike goeiemôre geliefdes. Ek groet u vanoggend in die naam van Yeshua ons Messias op hierdie wonderlike Sabbat. Wat 'n absolute voorreg is dit vir ons om in sy naam op hierdie dag te kan vergader om na ons God se wil te soek. Die wil vir hom, van hom vir ons in ons lewens. Nou ja, voordat ons enige iets doen, kom ons bid eers saam. Abba Vader, ek vra dat U my 'n rustige hart sal gee om te spreek wat U wil hê ek moet spreek, Here. Here, dat ek nie my eie dinge sal doen nie, maar dat ek sal doen soos wat dit vir U behaaglik is, Here. Here, en dat hierdie woord sal kan uitgaan om ons harte en mense se harte te bereik. Vader, sodat ons kan regmaak vir daardie dag as U ons kom haal, Here. Here, dat ons nie in daardie dag benoud sal wees of wil weghardloop van U af nie, Here. Maar dat ons sal uitroep, Hosanna, die koning het gekom. Ons eer en ons dankie daarvoor, Here, dat ons die tyd gegee word om in die regte stand met U te kan kom. Ons vra dat U ons sal leer, U self, Here, deur U Gees ons sal leer om te leef waardig U roeping. Ons eer en ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Nou ja, geliefdes, ons is in die laaste ou stukkie van die somer en ek seker elkeen van ons geniet dit nog. Vir die wat winter lief het, ek seker in die volgende paar weke sal winter ook hier wees, vir julle wat dit geniet om koud te kry, vir my wat warm wil kry en gemaklik wil voel, geniet ek nog om 'n kort hempie te kan dra. Maar ja, kom ons gaan na die boodskap toe wat die Here met my gedeel het. Ek wil ook sê dat hierdie boodskap en hierdie hierdie laaste week ook 'n bietjie aan my gekerf het. Die Here kom seker maak dat ek ook op die regte plek staan, soos wat hy van my verwag, en ek prys die Here daarvoor dat hy dit doen, dat hy ook my in lyn hou met dit wat hy graag wil hê. Nou, die tema vanoggend is bewaar jou hart. Die gedeelte kom uit Spreuke 4, ek gaan dit gou vanoggend vir jou lees, Spreuke 4 vers 23, en hy kom en hy sê, bewaar jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Bewaak jou hart, meer as alles, meer as jou oë, meer as jou ore. En ja, as jy daai verder lees, sal jy sien dat hy praat van hoe ou kyk en hoe ou loop, maar dit begin by jou hart. Dit begin met wat in jou hart aangaan. Nou, ja, vandag se stelling wat ek wil maak is 'n stelling om te sê, is jou hart waar hy moet wees? 'n vraag en 'n stelling. Is jou hart waar hy moet wees? Nou, ek praat nie van liggaamlik dat hy op die regte plek sit nie. Ek praat van die toestand, die kondisie van waarin jou hart verkeer. En ek wil vandag vir jou uitwys dat daar 2 kondisies is waarin jou hart kan verkeer. En dat een van die 2 verkeerd is en die ander een reg is. En ek hoop dat ons saam daaraan sal werk dat ons hart in die regte toestand is, sodat God vir ons kan gebruik, dat ons vir hom behaaglik sal wees, sodat hy sy doel kan bereik deur en in ons. Die eerste stelling wat ek maak is, ek het alles vir die Here gegee, maar met 'n beperking. En dan sê ek hom hier in Engels oor, sodat ons 'n mooi begrip het. God, I will serve thee, but with limitations. Here, ek sal u dien met sekere beperkings. Nou ja, ek sal later hieroor gesels. Dis nie die toestand waarin jy moet wees nie. En dan die tweede ene sê ek leef nie meer nie, maar Christus in my. Nou ja, dit is Paulus wat hierdie geskryf het in Galasiërs, waar hy vir die mense verduidelik dat hy leef nie meer volgens sy eie begeerlikhede nie, hy leef volgens wat God vir hom of wat Christus vir hom leer. Nou ja, hoekom is dit so? Ek wil vir jou sê, as jy kind van die Here word en jy word geroep om sekere dinge te doen, kan jy nie meer sekere voorkeure of afkeure hê nie. Jy kan nie meer sekere dinge wil doen of nie wil doen nie. Jy gaan moet doen soos wat die Here vir jou sê om te doen. En jy gaan gehoorsaam moet wees, want daarin lê vir hoe kan ek sê, jy lê in jou lewe. Daarin lê in jou verlossing deur jou gehoorsaamheid aan God, om vir hom te kan wys dat ek kan doen, Here. Nie dat jy vir hom kan wys nie, die Here weet alreeds wat binne in jou is. Hy sal jou nie iets vra of iets laat doen, as hy geweet het, jy kan dit nie doen nie. Nou ja, ek gaan begin by die eerste gedeelte. Jy weet, ek wil sommer so, voor ek dit sê,
ek het nooit gedink dat ek 'n prediker sal wees nie, dat ek die woord van die Here met mense sal deel nie. Nooit in my lewe. Terwyl ek groot geword het, introvert, skaam en skugter, het nooit opgestaan en gepraat voor mense nie. Maar ek wil vir jou sê, terwyl daar in my eerste jaar in die college daar 'n ding gebeur, waardeur die Here vir my gewys het waartoe hy my geroep het. En ja, vir jare lank gemeente bedien en nooit so ek my eie stem laat opneem het nie, want ek was skaam gewees om my eie stem te kon hoor. En later moes ek by Oosrand Stereo, plaaslike radiostasie hier in die Oosrand, wat sedertdien toegemaak het, moes ek, mense het vir my betaal om daartoe te gaan, om die evangelie daar te gaan verkondig. En letterlik met duisende mense oor die radio vroeg in die oggend gesels. En nou, terwyl ons nie 'n gemeente het nie, waar ek en Natasha nou staan, moet ons YouTube gebruik. Nooit so gedink het ek sal myself op 'n video opneem en myself op 'n openbare platform stel waar almal my kan sien hoe ek praat of hoe ek preek nie. Maar die Here het sy gehoorsaamheid in my gekom toets om te sê, François, doen iets. Nou ja, ek wil julle vanoggend vat na 'n profeet toe. 'n Profeet wat gevra was om naak in die straat rond te loop. En ja, ek weet, in vandag se standaarde is dit seker nie meer iets snaaks om naak in die straat te wees nie. Vandag is dit seker 'n modestelling as jy naak in die straat kan loop. Ek weet meeste van dit wat ons op die TV sien as die Amerikaners of die mense wat in Hollywood hulle dinge doen en gaan vir hulle awards, dan wil een meer naak as die ander een aantrek en al die goeders. Maar in die tyd van hierdie profeet was dit 'n absolute, hoe kan ek sê, 'n verskriklike ding vir hom gewees om sy klere te moes uittrek. Nou wel, ek dink nie dat hy letterlik poedelnakend moes geloop het nie. Ek dink hy sou in sy onderklere moes rondloop kaalvoet. En ewen dit was vir hom verskriklik. Jy moet weet dat hy 'n Hebreëse man is. En vir hulle was dit 'n verskriklike ding om oordentlik en behoorlik gekleed te wees. En vir hom om ewe skielik nou te gaan loop om naak te wees, sodat hy vir Judea 'n waarskuwing kan wees oor hulle vertroue op ander nasies. Dit moes vir hom 'n verskriklik gedoen. En dit moes hy nie net 'n dag lank doen nie. Miskien, jy weet, dit was 'n goeie tyd gewees. Daar was nie videokameras wat gou kan opneem en jare na die tyd vir jou kan wys wat jy gedoen het nie. As dit een dag lang was, dan was dit seker 'n maklike deal gewees. Maar vir 3 jaar lank moes hierdie profeet aan God gehoorsaam wees om te doen wat hy van hom verwag. Jy kan gerus dit gaan lees in Jesaja 20 vanaf vers 1 tot 6 en dan gaan sien jy die gedeelte daar wat die Here van hierdie profeet verwag het. Absolute 100% gehoorsaamheid. Die tweede profeet waarvan ek wil gesels vanoggend is die profeet Hosea. Nou wie kan van my nou sê vanoggend wat moes Hosea doen? Hosea moes 'n hoer trou. En ek gaan nie wegskam of skram van daardie woord nie. Hy staan so opgeskrywe in die woord dat Hosea 'n hoer moes trou. Daardie gedeelte kan jy gaan lees in Hosea van die eerste hoofstuk vanaf vers 1 en ek dink tot met 12 kan jy hierdie gedeelte gaan lees waar hy gemor die hoervrou moes trou. Om wat te doen? Om vir die wêreld te wys dat hierdie God geen standaarde het nie. Nee. Om weer vir sy volk te gaan wys, julle is besig om op 'n plek te wees waar julle geestelik met God hoereer. Hierdie profeet, ja, en vandag se terme sou dit seker nie iets snaaks gewees het om met 'n hoer te trou nie. Dit sal seker dalk 'n challenge gewees het, of ietsiekie wat ek op my to-do list kon gesit, of op my bucket list kon gesit het, ek het eendag 'n hoer getrou. Maar ek wil vir jou sê, in daardie tyd, en ewen vandag as jy baie mooi gaan sit en dink daaroor, hoe sal dit vir jou wees om met 'n hoer te trou? 'n Vrou wat jy nie kan vertrou nie. 'n Vrou dat, wanneer jy werk toe gaan, weet jy nie wie kom kuier vir haar nie. Daar waar 'n 1-tot-1 verhouding moet wees, die persoon wat jy die meeste moet kan vertrou, dat daardie vrou die een is wat jou verraai. En ja, ons weet dat, daaruit leer ons dat die Here die volk wou leer, dat hulle besig was om op 'n plek te wees, en daarom ook wil ek myself in hierdie selfde posisie sit. Ek wil vandag vir jou sê, dit sou vandag vir my baie maklik gewees het, om 'n klein kort oorbruggingskursusie vir een of ander organisasie gedoen het, en by hulle ingeroep gewees het, en by hulle gaan preek het. Maar u weet dat
Die probleem wanneer hulle begin met 'n oorbrugging of een van die kursusse of iets in daai lyn, is dit om jou net onder 'n nuwe doktrine te plaas, om jou onder 'n nuwe juk te plaas. En ek het geen aanklag teen enige kerk nie. Die kerke moet doen wat hulle moet doen. En ons is bly en ons is opgewonde vir wat kerke doen om nog mense uit die helse vuur uit te krap. En letterlik uit die helse vuur uit te krap. Want mense daar waar hulle gaan, die dinge wat ons doen, is eenvoudig net dwaas. Net dwaas, stupid. Die dinge wat ons nog doen, die uur en die tyd. Ek wil vir jou sê, daar is nie meer tyd om sulke stupid goeders aan te vang nie. En Franshof, waar kom jy aan dit? Hou maar net TikTok dop. Hou maar net bakkiesblad dop. Gaan kyk maar net waarmee die mense besig is. Dit is afgryslik. Dit is verskriklik. Ja, klink ek nou, wil ek nou te perfek wees? Wil ek wil vir jou sê, God verwag van ons, van my en jou, om heilig te wees. Want hy sê, wees heilig, want ek is heilig. Waar wil jy dan gaan staan? Watter plek wil jy gaan leef? As God heilig is, en hy die heiliges gaan kom roep, dink jy gaan verskoon word, omdat jy 'n sekere, ek weet nie wat gedoen het, of maar gehoop het. Jy ken die woordjie moggetroffen, né? Moggentroffen. Die ouens wat agter die klippe gelê het met hulle vuurwapens oor die klippe geskiet het en gesê het, moggentroffen, mag dit tref. Nee, jy kan nie die Here so aanbid nie. Daar is 'n definitiewe plan wat die Here uitgelê het. En ek en jy moet in daardie plan wees. En 'n gedeelte daarvan is om jou hart te suiwer en te bewaar vir die Here, sodat hy daardeur kan werk. Die tweede gedeelte, of wat ek eintlik eers genoem het, ek sal alles doen met limitasies, wil ek vir jou kom wys, dat daar was sulke mense in die Bybel, laat julle nou nie sê, ek sê dinge uit my duim uit nie. Die eerste een is Simon die towenaar. Jy kan onthou dat hy het omgegaan en verskriklike wonderwerke gedoen, en ja, hy het by 'n plek gekom waar hy besef het dat hierdie mense, hierdie nuwe Christene, hierdie nuwe disippels van die Here besig is om wonderwerke te doen in die naam van Jesus Christus, en hy wou ook die Heilige Gees gehad het. Inteendeel kom hy om hulle geld te offer. Nou ek wil vir jou sê, hier kan jy maar mooi gaan kyk in ons hedendaagse tyd, dat mense bereid is om God se blessings te koop. Jezus, ja, want ons gaan na die pastoor toe, of ons gaan na die kerk toe, en ons gaan bou 'n nuwe draaifooi daar, of ons gaan bou 'n nuwe verdieping by die kerk, of ons doen dit, of ons betaal vir die dominee, of die pastoor. Ek val niemand aan nie, luister mooi wat ek vanoggend sê. Ek sê, dit is die hart, die toestand van ons harte, wat verkeerd is. Ek praat nie van kerke nie, ek praat van ons toestand, wat ons dink, dat ons soos Simon kan gaan, om die gees van die Here te koop, blessings te kan gaan koop, om die Here af te kan koop. Gaan ek oor hierdie ding nek? Ja, seker, want hoekom? Ons is besig om op 'n plek te beland waar dit vir ons 'n groot gevaar is. Dat wanneer die Here sou kom, en ek wil vir jou sê, ja, die Here kan nog baie lank vat voordat hy kom. Maar as die Here vanaand of môreoggend in jou lewe kom en 'n streep trek en is klaar vir jou, waar gaan jy opeindig, broer, suster? Aan watter kant gaan jy wees? Mense wat bereid is om die evangelie te koop, hulle plek in te koop in die hemel, en jy gaan dit nie reg kry nie. Jy gaan dit nie reg kry nie. En dan is daar die van ons wat sê, ja, ons is op die regte plek. Simon se verhaal kan jy maar gaan lees in Handelinge 8 vanaf vers 9 tot 24. En dan wil ek oor 'n ander paar broers praat. Handelinge 19 vers 14, die 7 seuns van Skefa. Jy weet wat met hulle gebeur het. Rondgegaan, duiwelbesweerders, en die duiwel besweer en allerlei dinge gedoen en duiwels uitgedryf, en hulle het by 'n sekere plek aangekom waar daar 'n opregte duiwel was, as ek so kan sê. En hulle het in die naam van Jesus gekom wat Paulus en Petrus besweer. En hierdie duiwel het vir hierdie 7 seuns gevra, Paulus en Petrus ken ek, maar wie is julle? Wie is julle? Jy sien, daar gaan 'n tyd kom wanneer ons kerkspeelietjies
wanneer ons gespeelery rondom die woord van die Here, of die ding dat ons dink ons weet iets van die woord van die Here, 'n streep getrek gaan word, waar die bose jou gaan direk konfronteer, en dan is jy op jou eie, broer, suster, dan is jy op jou eie, want dan gaan jy net soos hierdie 7 seuns van Skefa geslaan word, naak uitgetrek word en in die straat afgejaag word, en jy gaan moet weghardloop. Hoekom? Omdat jou hart nie bewaak was nie, omdat jy nie op die plek was om net die gees van die Here toe te laat in jou hart. En dit wat hy vir jou sê, te doen. Net soos met die profete. Ja, al moes hulle afgryslike dinge doen wat vir hulle seker nie lekker was nie. Dinge gedoen het, omdat hulle uit gehoorsaamheid wou leef. Omdat hulle geweet het wie hulle aanbid. Nie die laaste klomp wat dink hulle ken die Here, en hulle kan hom omkoop, en hulle kan sekere dinge doen, en so deur probeer bewys dat hulle iets is vir die Here, en nie is in hulle hart nie. Dat hulle harte nie uitverkoop is aan koning Jesus, en dat hulle vir hom leef nie. Ons gaan moet terugkeer na daai toestand toe, om te sê, Here, hier is my hart, kom leef in my. Ek weet ek het dit genoem laas week, search me, O Lord, and know if there is any wicked way within me. Here, leer my van my eie hart, Here. Jy sien, ek sal ook graag wil hê om 'n gemeente te hê waar ek mense kan laat sit. Mense kan bedien wat voor my sit. 'n ja en 'n amen kan hoor. Maar gaan dit wees uit gehoorsaamheid van die Here. Ek en Natasha sal dit verskriklik geniet om 'n gemeente te hê, 'n plek van ons eie. Maar waar moet dit wees, Here? Hoe moet dit wees, Here? Vir wie moet dit wees, Here? Ons kan nie ons eie ding gaan doen nie. Ons het 'n les geleer, ek en Natasha, om uit eie begeerte 'n ding te kan gaan doen het, en moes terugkeer na Nigel toe. Gehoorsaamheid voor die Here is 'n groot ding. Dames en here, geliefdes van koning Jesus, broer, suster, die Here het 'n verskriklike hoë premie op gehoorsaamheid gesit. Ek en u het nodig om na hom te luister en te sê, Here, ons wil doen net soos u wil. Ja, daar is sekere dinge wat 'n ou kan doen, maar doen dit uit die gehoorsaamheid van die Here uit. Hierdie wat ek op hierdie stadium doen, is uit gehoorsaamheid. Hierdie YouTube wat ek doen, die mense wat ek bereik, die mense wat kommentaar leef, die mense wat boodskappe terugstuur. Ek dank julle daarvoor, maar dit wys vir my, dat ek darm ten minste, die klein bietjie wat ek kan doen, vir koning Jesus kan doen uit gehoorsaamheid uit. Mag jy ook leer om uit gehoorsaamheid te doen wat koning Jesus van jou verwag. Nie net vandag nie, maar elke dag van die week, daar waar jy gaan. Maandag, dinsdag, woensdag en elke ander dag. Mag jy dit doen, totdat koning Jesus kom. En daarmee gaan ek afsluit vanoggend. Ek hoop julle het 'n geseënde week, en mag die vreugde en die voorspoed van koning Jesus met julle wees in alles wat julle aanpak. Aba Vader, ek eer en ek dank u vir hierdie geleentheid. Bid dat hierdie boodskap sal uitgaan en mense se harte sal bereik, Here, sodat ons kan leef vir u goedheid, vir u guns, vir u liefde, Here. Ons eer en ons dank u daarvoor in Jesus naam. Amen.